en 'n 10uur diens. Die 8:30 diens gaan ons fokus op die kinderkerk. So as jy nie 'n kind is nie, of jy het nie 'n kind in die huis nie, wil ek jou graag uitnooi om eerder die 10uur diens by te woon, sodat ons die kinders kan bedien met die kinderkerk. Ons stuur die skakel uit op Facebook en op ons WhatsApp groep, so as jy nie op een van die twee is, om die kommunikasie van ons kant af te kry nie, kom praat met my, dat ek jou net op een van die groepe sit, dat jy net die kommunikasie kan kry. Great! Kan ons dan maar verder aangaan met die woord? Amen. Nou, soos dat ek met baie mense praat die week, en ek het ouers wat by my bly, my ouers wat by my bly, en hulle familie maak het ook nie vir hulle maklik nie, en ons kom ook nou deur waar my broer en my suster, die hele gesinne nou deur COVID is en so aan. Nou sit hulle hierdie kant, hulle is daar, en hulle hoor die hele tyd van die boeties en die sissies af weer die negatiewe boodskapie. So elke 10 minute is daar 'n videoetjie wat my ma vir my speel, en 'n voice clip wat iemand vir my speel, en soos wat ek met die mense praat, tel ek op, daar's verskriklik baie onsekerheid en vrees en moedeloosheid. Dit is, ek dink, my grootste ding is moedeloos. Want elke slag as ons net 'n bietjie begin momentum kry in 'n area, en ons begin net ergens te kom, dan kom daar weer 'n ou ietsiekie wat ons trip, en ons verloor bietjie momentum. En dit maak 'n persoon mismoedig en moedeloos. So, op dit het ek toe nou net, toe ek stil raak en vir die Here vra, okay, wat moet ek nou met julle deel? Toe bring hy net die storie van Petrus wat uit die boot uit klim en hardloop na Jesus toe op my hart. En toe gaan kyk ek 'n bietjie na die storie en dink 'n bietjie aan, nou ons almal ken die storie. En toe kom die woorde net op by my is, wees anders in die storm. Storms is 'n realiteit in ons lewens. Daaraan kan ons niks doen nie. Ons kan niks doen aan die eksterne faktore wat storms in ons lewe bring nie. Ek wil so 'n paar weke terug het hier 'n massiewe windstorm en reënstorm opgekom. Bome is uitgewaai en ons as mens kon niks daaraan gedoen het nie. Ons moes maar net deur die strate gery het en seker gemaak het 'n boom val nie op ons nie, en ons moes net nie op sekere areas gewees het dat die wind en die weer ons vang nie, maar storms is altyd 'n realiteit. Maar ons is geroep om anders te wees in die stormtye. God roep ons om op die water te stap. Nou ek wil net graag die storie vir julle lees, dan het julle 'n bietjie konteks en dan gaan ek 'n bietjie verder praat rondom dit. In Matteus 14 vers 24 tot 32 kom Matteus en hy skryf die volgende: Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Nou net om vir julle 'n bietjie konteks te skep voordat ek aangaan, is hier is Jesus besig, hy's besig om wonderwerke te doen. Hy's besig om te bedien, en sy disippels sien al hierdie goeters, en na die preek of die prediking of na die crusade, wat ook al Jesus dit genoem het daai tyd, nadat almal huis toe is, sê sy disippels, klim nou op die boot en gaan na die ander kant van die meer of van die see. En hy stuur hulle alleenig en Jesus gaan op sy eie en hy gaan bid en hy spandeer tyd saam met die Vader. En hy sê vir hulle, gaan, ek sal julle langs die pad kry. Nou, ek bedoel, as hy dit vir my gesê het, sou gegaan het, sou gedink het, hy sal op 'n bootjie geklim het, en ook ander kant toe gegaan het, en ons aan die ander kant gekry het. Maar hier is die disippels op hierdie boot, alleenig, hulle praat seker nou oor die goed wat hulle gesien het, en nie ewe skielik begin 'n storm op te sweep, en dit raak erger en erger. En in die storm kyk hulle uit, dit begin seker nou maar so skemer te raak in die oggend, dat 'n mens kan begin sien wat aangaan. Hier kom iemand op die see na hulle toe aangestap. My eerste reaksie sal ook die reaksie gewees het van die disippels, wat gaan hier aan? Dit kan niks anders te wees as in hulle terme 'n spook nie. En hulle het sekerlik bang geword. En dit is wat ons in ons lewe baie keer doen. Ons beleef storms. En wanneer die storms beleef, raak ons bang en ons raak angstig. En wanneer iemand kom om te help, sien ons baie keer nie die hulp raak nie, want ons is angstig en vrees maak ons blind. En hier kom Jesus en hy sê net vir hulle, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is,
beveel my om op die water na u toe te kom. Kom, sê Jesus vir hom. Petrus het uit die skei uit geklim en op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. So hier is die ding, ons is geroep om anders te wees wanneer die storm kom. In die storm het Petrus dadelik gesê, Here, maar as dit U is, en ek kan my oë op U hou, beveel my, en ek sal op die water uitstap en ek sal na U toe kom. Dit is 'n massiewe, groot wonderwerk hierdie, as jy nou ooit 'n wonderwerk gesien het, iemand wat op die water loop. En Jesus het net vir hom gesê, kom. En Petrus het gehardloop na Jesus toe. En hier is die ding, ons almal is geroep om op die water uit te klim in die tye van die storms. Ons is geroep om in geloof uit te stap en nie na die omstandighede te kyk wat ons sien en beleef nie, maar ons moet ander omstandighede aanroep. En die feit dat Petrus hierso sink, is nie 'n ding dat dit 'n onnatuurlike ding was dat hy op die water uitgeloop het nie. Petrus het die golwe gesien en hy het in daai oomblik na homself begin kyk en hy het begin twyfel in homself. Dis waar die gelowige is. Hy het nie getwyfel in Jesus nie. Hy het getwyfel in homself om te sê, maar kan ek werklik in hierdie stormtye, kan ek in hierdie moeilike tye werklik op die water loop? En dis hoekom Jesus hom hier vasvat en sê, jou klein gelowige, ek het jou geroep, ek het jou gemaak om in die tyd van 'n storm anders te wees en anders te op te tree. Ons moenie soos die wêreld wees nie. Soos Petrus is ons as kinders van die Here geroep om in tye van storms anders op te tree as hoe die wêreld optree. Ons is geroep om in tye van storms uit die boot uit te klim en op die water te loop. En ons moet ophou kyk na die golwe wat die boot ronddruk en kyk na die omstandighede. Ons moet net ons fokus hou op Jesus. Want wanneer ons fokus op Jesus hou, sal ons op die water kan uitstap en vorentoe kan beweeg. Hoor gou wat sê die Bybel hierso vir ons in Numeri 14 vers 24. Maar omdat my dienaar Kaleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Hier kom die Bybel in die Ou Testament, en hy maak hierdie storie van Petrus wat op die water loop vas, omdat hy 'n ander gesindheid gehad het. En ons as kinders word geroep om 'n ander gesindheid te hê. Die Engels sê, we are called to have an opposite spirit, or to act in the opposite spirit. Ons moet in die teenoorgestelde gees van wat die norm van die wêreld is, optree. Omdat ek 'n ander gesindheid het, sal die Here vir my deurbraak gee. Dis 'n belofte wat hy in die woord vir ons gee. Hebreërs 13 vers 5 en 6 sê hy, hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Amen. Ons kan nou huis toe gaan. As ons as kinders van die Here fokus op Christus, sê hy vir ons, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak wie wat aankondig nie, of ons nou 50 of 10 of 100 in 'n kerk moet sit, of die drankwinkels reg deur die week toe maak, prys die Here as dit dalk gebeur vir party mense, maar maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat is die omstandighede nie. Die skrywer van Hebreërs sê, God is met my. Amen. Ons moet net ons fokus op hom hou. Ons as kinders van die Here is geroep om in die teenoorgestelde gees op te tree. 1 Johannes 4 vers 4 sê die volgende, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is groter as die duiwel wat in die wêreld is. So ons is geroep om anders op te tree as die wêreld. En wanneer ek dit sê, is daar 'n belofte
is daar 'n woord wat klaar gespreek is en dit is 1 Johannes 4 vers 4 wat sê, ons het klaar oorwin omdat Christus wat in my is, het klaar die oorwinning behaal. En ek kan in hierdie storm uit die boot uitklim en op die water hardloop, solank my fokus net op Christus bly, want hy het klaar die wêreld oorwin. In alle storms, in alle omstandighede, het hy klaar oorwin. En ons kan net hardloop na hom toe. Nou, as ek sê vandag, ons moet in die opposite spirit, die teenoorgestelde gees optree, wat beteken dit vir ons? En daar's 'n paar redes hoekom ons as kinders van die Here in die teenoorgestelde gees moet optree, en dit kan jou dalk help om in jou eie lewe die oorwinning te behaal en in jou eie lewe hierdie storms te kan navigate. Die eerste rede hoekom ons moet in die opposite spirit optree is die Heilige Gees werk dan deur ons. As ons as kinders van die Here optree soos wat Jesus ons die opdrag gegee het om te doen, as ons uit die skei uit klim en op die water hardloop, dan werk die Heilige Gees deur ons. En dit is so belangrik dat ons as kinders van die Here gelowiges moet anders te optree, want die wêreld moet ons raak sien, en ons moet ook God beleef, en ons moet ook God, ons moet God beleef in hierdie ding. Die eerste ding wat ek net met julle wil deel is Galasiërs 5 vers 22 en tot 24 sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartsogtige begeertes gekruisig. Die eerste rede hoekom ons in die teenoorgestelde, die opposite spirit optree is, dat die vrug van die Gees kan manifesteer in ons lewens. Liefde, vreugde, vrede, geduld. As ons dit begin doen en dit begin manifesteer deur ons, gaan daar stilte in die middel van die storm wees. Ons gaan die heeltyd in die oog van die storm beweeg. Want as daar in die storm vrede is in jou hart, hoe kan daar 'n storm in jou hart wees en in jou lewe wees? Die tweede rede hoekom ons anders moet optree is, jy openbaar die natuur van die Vader. En hoor wat sê Matteus in Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader wat in die hemel is. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Amen. Ons, as kinders van die Here, wat in die opposite spirit optree, moet die natuur van die Vader altyd openbaar. Wanneer iemand na ons toe kom en ons spoeg in ons gesig, moet ons hom vergewe en aangaan. Ons moet nie deel raak van 'n Facebook videoetjie, wat ons daar staan en soos honde wat vir mekaar blaf nie. Ons moet die opposite spirit altyd openbaar. En dit is om in elke omstandighede, die persoon wat voor jou staan, die situasie wat voor jou staan, te hanteer en te openbaar, te openbaar soos wat God die Vader, sy Vaderhart dit sou wou gedoen het. Want ons stryd is nie teen mense en dit wat ons sien nie. So ons moet die mense sien as die vyand nie. Ons moet die vyand identifiseer en ons moet die vyand sien vir dit wie en wat hy is. Ons moet mense lief hê. Ons moet vergewe en ons lig moet skyn deur dit. Die derde rede hoekom ons moet operate in die opposite spirit is, ons ontwapen die vyand wanneer ons dit doen. Daar's 'n gesegde wat sê, jy veg vuur met vuur. Nou as jy 'n boer is en jy maak voorbrande, dan is dit seker die waarheid. Maar in die geestelike riem, veg jy nie vuur met vuur nie. As daar druk op jou is, moet jy nie met frustrasie terugbeklei nie. Moet nie tot op daardie vlak daal nie. As jy die vyand in jou lewe wil ontwapen, moet jy anderste optree. Wanneer daar druk in jou lewe kom, dan moet jy anderste optree as wat die wêreld optree. 'n maklike voorbeeld rondom dit is, wanneer daar druk op jou finansies kom, gee. Moenie terughou nie, moenie jou hand toehou nie. As daar druk kom, gee. Hou jou hand oop, dat die Here kan seën, dat jy kan ontvang. Praat nie geld nie, maar dit is 'n baie maklike voorbeeld om altyd te gebruik. As daar probleme in jou huwelik kom, sit die tyd in,
Spandeer tyd saam met jou vrou, spandeer tyd saam met jou man. As jy dood spreek oor jou lewe, kanselleer die dood wat jy spreek en begin lewe te spreek. Begin anderste op te tree. Want die oomblik wanneer jy dit doen, ontwapen jy die vyand en hy het dan niks om jy mee aan te val nie. Hy het absoluut niks wat hy na die tafel toe te kan bring nie. Hy kan net staan en kyk vir jou en sê, wel, hierdie fight het ek nou verloor. Die volgende ding is die krag van die koninkryk manifesteer deur jou. Deur te staan op die afgehandelde werk van Christus, kan die vyand jou nie rondswaai met sy bedrieglike natuur nie. As ek staan op die afgehandelde werk van Christus, as ek staan op my ware identiteit, dan kan die koninkryk van God nie anderste as om te manifesteer deur my nie. Dit beteken ek raak nie deel van negatiewe gesprekke nie. Ek raak nie deel van die leuns nie. Ek raak nie deel van die mainstream nie. Ek staan op my identiteit. Wat Christus aan die kruis gesê het, dit is afgehandel. Jy is vrygekoop. Jy is nou my kind, tetelestai. Jy het 'n nuwe identiteit. En as ons op daai afgehandelde werk staan, kan die storms maar kom. Maar ons gaan in die oog van die storm bly. Ons gaan rustigheid ervaar, want dan gaan rustigheid in my hart wees. Ek gaan weet wie en wat ek in Christus is. Ek gaan staan op my identiteit. En deur om dit te doen, gaan die koninkryk van God manifesteer deur my en ander mense in my lewe gaan dit begin raak sien en daar gaan 'n rustigheid kom. En God gaan in daai mense se lewe ook kan ingryp. Die tweede laaste rede wat ons as kinders van die Here moet doen om in die opposite spirit te staan, is dit bring 'n positiewe atmosfeer. Ek weet nie van julle nie of julle al by plekke ingestap het. Dan stap jy in 'n sekere plek in, dan sit die rustigheid van self. Die mense sit daar en dit is so rustig en dit is so lekker om net daar te gaan sit. Maar dan, die volgende plek wat jy instap, kan jy die atmosfeer met 'n mes sny. Jy kan sien, daar's nou iets wat gebeur het, iemand het nou op iemand geskreeu, daar's nou hierdie tension, jy kan dit aanvoel. Ons as kinders van die Here moet in elke situasie instap en ons moet lewe spreek en ons moet positiwiteit spreek. Ons moet die atmosfeer waar ook al ons gaan, moet ons verander. Spreuke 18 vers 21 sê die skrywer hierso, die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolge daarvan dra. Lewe en dood lê in die mag van die tong. Ons as kinders van die Here is geroep om anders te praat as dit van die wêreld. Ek sê altyd vir mense, moenie vir my sê dit kan nie gedoen word nie. As ons lewe daarin spreek en ons sit effort in dit en dit is vir die regte rede, gaan God dit seën. So kom ons begin daai lewe te spreek oor elke situasie. Moenie vir my sê hierdie dorp kan nie gered word nie. Nonsens. Hierdie dorp gaan gered word. Ons spreek lewe in dit. Moenie vir my sê corona is die einde van hierdie wêreld nie. Nonsens. Dis nie die begin van beter dinge. Want God het gesê ek het 'n pragtige toekoms vir julle. So kom ons begin lewe te spreek in elke situasie en kom ons gooi en vee en delete en ek weet nie wat jy dit ook al wil noem nie, al die negatiewe videoetjies wat op Facebook, blok jouself, remove jouself sommer van die groep. Kom ons hou op om leuns aan te stuur. As jy nie iets positiefs kan aanstuur nie, moet niks aanstuur nie. Dan stop jy daarom ten minste op daai manier die negativiteit. As jy niks wil positief sê nie, moet net niks negatief sê nie. So ons moet 'n positiewe atmosfeer bring waar ook al ek gaan en waar ook al jy gaan. Ek weet nie of julle baie hospitaalbesoek doen nie, dis deel van my werk gewees voor COVID, maar dis vir my altyd so lekker gewees om in 'n hospitaalkamer in te stap. Dan lê die persoon daar en baie van die ouens is op sterwe, terminaalkanker. Dis nie lekker nie, maar dan stap jy in daai hospitaalkamer in en jy begin met daai ou te praat en jy maak 'n paar grappies. Jy bring 'n bietjie humor in die ding, jy lag saam met hom. Jy spreek lewe en as jy daar uitstap dan sal sommer weer lewe in die kamer. Al sterf die persoon oor 2 of 3 dae. My werk is nie om lewe en dood fisies vir mense te gee en weg te vat nie, dis God se werk. Maar my werk is om positiwiteit te bring. So kom ons begin dit in elke situasie, waar jy in sparring stap, by jou werk, waar jy in die strate ry, spreek lewe oor die dorp, bring 'n positiewe atmosfeer, wanneer mense in hierdie dorp inry, laat hulle iets anders sien, laat hulle nie die storm en die druk beleef, wat ons almal sien deeldag nie, maar kom ons begin
lewe te spreek, waar ook al ons gaan. En dan die laaste rede, hoekom ons in die teenoorgestelde gees moet optree is, dan vervul ons roeping. Dis 'n harde ene, maar wanneer ons in die teenoorgestelde gees optree, dan vervul ons roeping. In elke geveg is daar 'n prys. Vra jouself die vraag af, wat wil die vyand kom steel by jou? In elke geveg, in elke oorlog is daar 'n prys. In die Midde-Ooste laf hulle om te beklei oor olie. En dis die prys. As hulle die land inval en hulle wen iets, dan wen hulle olie. In Suid-Afrika was baie van die oorlog oor diamante en goud gewees en oor grond. In elke oorlog is daar 'n prys. So die vyand gaan jou die heeltyd in 'n oorlog betrokke hê, want hy wil iets baie belangrik steel en wen by jou. Hy wil jou roeping van jou af wegvat. Hy wil jou identiteit van jou af wegvat. Maar wanneer ons in die teenoorgestelde gees lewe, en dit 'n leefwyse is, gaan Efesiërs 4 vers 2 tot 5 in jou lewe manifesteer. En Paulus kom hier so en hy sê, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om in die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf. Deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Dit is ons roeping. En as ons hierdie doen, dan gaan ons loop waardig ons roeping. As ons hierdie doen, en die vyand in elke geveg wen, deur hom anders op te tree, nie 4 met 4 te beklei nie, lewe te spreek, 'n positiewe atmosfeer te bring, op die afgehandelde werk van Christus te staan, dan gaan dinge in ons lewe verander, en ons gaan anders te wees in die tye van storms. Ek sê weer, storms gebeur in hierdie wêreld, en dit gaan altyd gebeur tot die einde van die wêreld, totdat Jesus weer kom, gaan daar storms wees, maar ons as kinders van die Here is geroep om anderste op te tree in die storms. Ek sluit af met die volgende vers, 2 Timoteus 1 vers 7. Sê Paulus aan Timoteus, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees elke dag, daagliks deur ons werk, en die Gees wat God ons gegee het, die Heilige Gees, is nie lafhartig nie. So ons is nie lafhartig nie. Hy is kragtig. So met die krag wat deur ons werk, kan ons in krag en in liefde en selfbeheersing vorentoe gaan. So mag julle op 'n plek kom, dat julle besef, deur die krag wat Christus Jesus in ons gesit het, is ons anderste. En ons moet in daai anders begin optree. Deur die gees van Christus wat deur ons werk, is ons heilig. Heilig beteken anderste. Ons is anderste as die wêreld. So kom ons begin te doen wat Jesus sê om te doen. En kom ons begin die wêreld eenkant toe te skuif met al sy leuns en al sy negativiteit en al die lelike goeders. Amen. Kan ons dit doen? Amen. Ek wil net vir julle bid.